Goeiedag en baie welkom. Ek is Jan van die Kerk, leraar by NG Kerk Kempton Kruin en welkom by week 2 by ons reeks wat gaan oor die Sabbat. Nou, ons lewe in 'n tyd waar besig wees nogal hoog geag word en ek dink jy sal met my saamstem, ons mense is maar besig. Nou, dit is so dat baie van ons doeteenvoudig in 'n besige lewensfase is en party dae is besiger as ander. Dit is die realiteit van die lewe. Maar hier is belangrik om te hoor. Dit maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons kan nie alles vir almal altyd wees nie. Ons beskik oor 'n beperkte hoeveelheid energie en 'n beperkte hoeveelheid ure in 'n dag. Nou om besig en 'n volgepropte lewe te leef is nie noodwendig sleg nie, maar oor die langtermyn is dit baie destruktief. Ons kan nie 'n lewe leef waar dit net vol en net besig is nie. Dis een ding as my week van maandag tot vrydag dol is, maar dis iets anders as my naweek so volgeprop is dat ek nie kans kry om te rus en my beperktheid as mens raak te sien en te eer nie. En nou is dit so, alles in ons lewe bied op 'n manier weerstand teen God se ritme van rus. Ons het op 'n punt gekom waar ons lewe in 'n vorm van werk verander het. Facebook, series, winkels wat altyd oop is, konstante beskikbaarheid by die werk, kindersport, naweeksport. Ons oorvol skedules word net nog voller. En daarom is dit juis belangrik dat ons besig is met hierdie reeks oor Sabbat. En ons staan stil by 4 aspekte hiervan, naamlik stop, rus, vreugde vind en aanbid. Nou ons het verlede week gesels oor hoe belangrik dit is om te stop en weer ruimte te maak vir rus in ons lewe. En daarom dink ek dit sal goed wees om genoeg tyd hierdie week te spandeer, ons 'n bietjie te reflekteer oor of ek dit reg gekry het om te stop. Want julle sien, voor ons by werklike rus kan uitkom, moet ons leer om te stop. Bloot omdat dit tyd is om te stop. Ek hoef nie eers alles af te handel nie. Ek moet stop, want dit is tyd om te stop. Vandag kyk ons na rus. Nou, as ek jou sou vra, wat beteken dit om te rus? Wonder ek wat jy sou antwoord. Ek dink baie mense sukkel om hierdie te antwoord. Baie van ons weet nie meer eintlik wat dit beteken om te rus nie. Baie van ons wag vir die naweek of vir Desember en dan rus ons. Maar ook nie eintlik nie. Hoeveel van ons sê nie goed soos, joh, hierdie vakansie was heeltemal te kort, dit voel nie of ek eintlik gerus het nie, of ek het 'n vakansie van my vakansie nodig. Wat ons wel weet is, ons lywe is fisies moeg, ons koppe is moeg gedink en planne maak. En een van die moeilikste dinge om te aanvaar in ons lewe is juis ons beperktheid van ons menslikheid. Ons kan nie vir alles ja sê nie. Ons kan nie oral gaan en alles doen nie. Dit is asof ons leef met hierdie idee dat alles in duie sal stort as ek nie meer daar is nie, of as ek nie meer besig is nie. Wanneer ons aan hierdie kultuur vashou en aanvaar dat min slaap en produktiwiteit die norm is en net aanhou leef volgens sperdatums en horlosies, lewe ons in 'n voortdurende toestand van uitputting en onvervuldheid. Ons begin perspektief verloor op dit wat ons geniet by die werk of selfs in die algeheel geniet. Selfs die dinge wat ons geniet word net nog 'n taak op ons lys. Ons gee nie aan daai mense vir wie ons so lief is genoeg tyd en aandag in ons lewe nie. En selfs ons vermoë om God se stem in ons lewens te hoor word ingeperk. Die feit is, ons is beperkte wesens wat rus nodig het. En dis nie 'n slegte ding nie. Dis 'n goddelike ding. Ons het verlede week gesels dat rus ingebou is in die skepping in. Dis hoe ons gemaak is. Rus is daarom nie net iets vir wanneer ek nie meer kan nie. Rus is 'n geestelike handeling waar ek my vertroue en my afhanklikheid vir die Here gee en op die Here vertrou. Kom ons hoor vandag, wat is Jesus se uitnodiging tot rus? Ek lees Matteus 11 vanaf vers 28 in 3 verskillende vertalings. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdiens leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek
vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek dat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Ek is 'n groot voorstander dat my verhouding met die Here my moet help met my gewone lewe. Dit help nie eintlik as my verhouding met God net iets is wat in my kop gebeur nie, en dit het nie werklik 'n effek in my lewe nie. Daarom glo ek dat Jesus juis gekom het om ons te wys hoe om te lewe. Jesus het juis gekom om ons lewe en verhouding met God op alle vlakke te integreer, dat ons al meer 'n geïntegreerde, herstelde lewe sal leef. Daar's 'n klomp verskillende forme van rus wat ons hiermee kan help, dat ons weer geestelik, emosioneel uit hierdie rus uit kan leef en by 'n lewe van herstel uitkom. Die eerste een is tyd weg van mense, veral mense wat baie van jou energie vat. Toestemming om nee te sê en nie vir almal alles te wees nie. Doen iets produktief waarvan jy hou, veral in 'n tyd waar produktiwiteit so hoog geag word. Spandeer tyd in die natuur of met kuns. Afsondering om te herlaai. Stilte om tot verhaal te kom en te reflekteer oor jou lewe. 'n Breek van verantwoordelikhede en pligte. En dit vra dat jou kop ook tot rus sal kom. Veilige spasies waar jy kan praat oor die lewe. En laaste, tyd saam met jou familie en vriende. Soos die Sabbat bedoel was, om weer tyd saam met die familie te spandeer. Die resultaat van rus in ons lewe word dan sigbaar op alle vlakke. Ek word geleidelik bevry van die verslawing om so besig te wees, 'n konstante gevoel van haastigheid. Daar groei 'n nuwe vryheid in my dat my identiteit nie meer langer gebaseer is op dit wat ek doen nie. Deur rus eer ek my manier waarop God my geskep het en dat ek 'n meer gebalanseerde en gesonde lewe leef. En dit bring mee dat ek meer verbind lewe met ander mense, met myself en veral dan met God. En in hierdie koneksie vind ek vreugde. Ek vind vreugde in my familie en die goeie gawes van God se skepping. Ek is oortuig dat God se droom vir ons is dat ons gesonde, heel, geïntegreerde mense sal wees. Maar dit is nie iets wat sommer net gebeur nie. Ons sal die verantwoordelikheid moet neem om daai keuse te maak om in hierdie rigting van 'n herstelde lewe te beweeg. Die vraag is dan, is ek ernstig genoeg om daai keuse te maak? Geniet hierdie sessie oor rus.